Ons begin vanoggend met Handelinge hoofstuk 21 onder die opskrif aanmoediging en aanvalle. Die tweeledigheid in Christenervaring. Die woord tweeledigheid is die vertaling van die Engelse woord dichotomy. Dinge wat in twee teenoorstaande rigtings gaan. Die tweeledigheid in Christenervaring. Ons het oor die jare wat ons bymekaar is gereeld daarna verwys, omdat die Bybel so gereeld daaroor praat, dat 'n Christen in hierdie wêreld verdrukking sal hê. Dit was die woorde van Jesus aan sy disippels die aand wat hy vermoor is, het hy aan sy disippels gesê, ek is by julle, maar ek gaan weg, en ek sal die Heilige Gees stuur om julle te versterk, en julle gaan daai versterking nodig hê, want in hierdie wêreld sal julle verdrukking hê. Direk het hy met sy disippels gepraat, ons verstaan baie goed, omdat ons die disippels se werk voortsit op aarde, dat dit ook vir ons waarheid is wat ons moet verstaan, in hierdie wêreld sal ons verdrukking hê. Hierdie verdrukking kom baie maal juis omdat ons anders optree as Christene, as die mense om ons. Ook omdat ons anders praat as die mense om ons en anders dink as hulle. En kort, omdat ons hele wêreldbeskouing anders is as die van die wêreld. En wêreldbeskouing is die woord, wat die betekenis presies van wat die woord sê, alles wat jy oor die lewe glo en wat jou oortuig en waarvolgens jy optree, dit vorm jou wêreldbeskouing. So 'n Christen se wêreldbeskouing word opgemaak dan uit aspekte wat alles anders is as enige ander persoon sinne, wat insluit politiek en ekonomie, in sosiale omstandighede en die mens en sonde. Elke enkele aspek wat jy aan kan dink in die wêreld, tas 'n Christen se denkpatroon aan, en ons dink anders daaroor as die res van die wêreld, en daarom is ons wêreldbeskouing anders as hulle sinne, en daarom sal ons in hierdie wêreld verdrukking hê. Dit maak ons vreemdelinge in hierdie wêreld. Maar, wat daarvan as iemand gewaarsku word, dat daar op 'n spesifieke plek vir hom moeilikheid voorlê, juis omdat hy 'n Christen is. En dat hy daardie plek moet vermy. Praat die Bybel daarvan? As iemand jou waarsku en sê, moenie dit of dat nie, moenie daarheen gaan nie. Daar lê vir jou moeilikheid voor. Lees ons nie byvoorbeeld in Spreuke 27 vers 12, hierdie woorde, verstandige mens sien onheil kom, en sorg dat dit hom nie tref nie. Maar onervare mense loop oop oë daarin en boet daarvoor. As ons Paulus se omstandighede in Handeling 21 in ag neem, dan wil dit tog vir ons lyk asof hy onverstandig optree. Hy weet daar lê moeilikheid voor in Jerusalem, maar steeds gaan hy. Die vraag kan ontstaan, moes ander Christene hom nie gekeer het nie? Of is hy dalk gewaarsku en ten spyte van die waarskuwings wat hy gekry het, het hy hardkoppig gebly? Kom ons evalueer hierdie gedeelte in Handelinge 21 onder twee hoofde, en die eerste ene is Paulus se aanmoediging deur Christene, vers 1 tot 17, en soos ons deur die teks gaan ons dit lees. Kom ons lees vers 1 van Handelinge 21, en nadat ons van hulle, dit is die mense in Milete, die ouderlinge van die kerk in Efese, teenoor wie Paulus verkondig het, nadat ons van hulle losgeskeur het ons afgevaar en reguit koers gehou en by Kos aangekom. En die volgende dag Rhodes en daarvandaan by Patara. Paulus se afskeid van sy vriende in Milete was nie maklik nie. Afskeid van ware vriende is nooit maklik nie. Ons het al baie ervaar, as jy vir 'n lang tyd weggaan, is die afskeid van die mense naby aan jou geliefdes, is baie maal emosioneel. Hier het Paulus afskeid geneem nie net van vriende nie, maar van geesgenote.
Daai mense wat baie nader aan jou is as wat enigiemand in bloed aan jou kan wees, omdat jy in die gees aan mekaar verbind is en aan ons Vader, die Here. 'n groep van daai mense het Paulus geweet, sal hy nooit weer sien nie, volgens vers 25 van die vorige hoofstuk. Daarom was dit 'n moeilike en emosionele afskeid. Maar ten spyte van hierdie emosionele omstandighede, het Paulus nie fokus verloor nie. En dit het ons nou al oor en oor gesien. Paulus was sy hele lewe deur 'n man met 'n missie. Hy het altyd geweet waar hy heen gaan, wat hy daar gaan doen, wat die resultate sou wees van sy optrede. Paulus was gefokus, Paulus het gedink, Paulus het opgetree. En hier is hy aan die einde van sy 3de sendingreis, sy laaste sendingreis, haastig op pad Jerusalem toe om daar te wees teen die tyd van die Pinksterfees. Dit was sy doel. Kom ons lees vers 2 tot 7. En ons, sê Lukas, het 'n skip gevind wat na Fenisië sou oorseil en daarop gegaan en afgevaar. En toe ons Siprus in die gesig gekry het en dit aan die linkerkant laat lê het ons na Sirië gevaar en by Tyrus aangekom, want daar sou die skip sy vrag aflaai. En nadat ons die disippels gevind het ons daar 7 dae gebly en hulle het vir Paulus deur die Gees gesê om nie op te gaan Jerusalem toe nie. Maar toe ons die dae uitgebly het ons vertrek en op ons reis gegaan, terwyl almal met vroue en kinders ons tot buitekant die stad begelei en ons het op die strand neergekniel en gebid. En nadat ons mekaar gegroet het ons aan boord gegaan en hulle het teruggegaan huis toe. Maar ons het die seereis van Tyrus af voltooi en by Ptolemeis gekom en ons het die broeders gegroet en 1 dag by hulle gebly. Paulus is op pad Jerusalem toe. Hy wil betyds in Jerusalem wees vir die Pinksterfees, maar steeds maak hy tyd om by die gelowiges aan te gaan in 3 van die dorpe waar hulle verbygaan, Tyrus, Ptolemeis en Caesarea. In Tyrus bly hy vir 7 dae. En daar moedig die disippels hom aan om steeds nie Jerusalem toe te gaan nie, maar om al weg te bly en hulle bevestig dat hulle weet in Jerusalem wag daar net moeilikheid op hom. En wat is Paulus se reaksie? Hy bid saam met hulle op die strand en groet hulle en gaan voort. Volgende kom hy in Ptolemeis, waar hy vir 'n dag by die gelowiges deurbring. En dan van daar af gaan hy na Caesarea toe. Kom ons lees vers 8 tot 12. En die volgende dag het ons, die geselskap van Paulus, vertrek en in Caesarea gekom. En ons het ons intrek geneem in die huis van Filippus, die evangelis, wat een van die 7 diakens was, en by hom gebly. En Filippus het 4 ongetroude dogters gehad wat die profetiese gawe besit het. En onderwyl ons baie dae daar oorgebly het 'n sekere profeet met die naam van Agabus van Judea afgekom. En toe hy by ons kom, neem hy die gordel van Paulus en bind sy eie hande en voete en sê: "Dit spreek die Heilige Gees. So sal die Jode die man wie se gordel dit is in Jerusalem bind en in die hande van die heidene oorlewer." En toe ons dit hoor, het ons saam met die broeders van die plek om gesmeek om nie op te gaan Jerusalem toe nie. Nou in Caesarea bly hy waarskynlik die langste van hierdie 3 plekke. Hy vertoef 'n hele paar dae by die bekende Filippus van Handelinge 6, een van die eerste manne wat aangestel is om dienaarskap in die kerk te bedryf, sodat die apostels kon aandag gee aan die opdrag wat hulle gehad het. En hierdie Filippus het 4 ongetroude dogters gehad wat geprofeteer het. Ek dink die eerste beginsel wat hier so uitkom, as jy graag wil profeteer, moenie trou nie. Dit was nie 'n ernstige opmerking nie.
Let wel dat 'n profetes nie 'n priester is nie en nie 'n ouderling is nie. Moet nie verward raak en dink dat die Bybel ons leer dat vrouens as ouderlinge in 'n gemeente mag optree, bloot omdat hierdie 4 vrouens profetesse genoem word nie. Ons sien ook in Lukas 2 vers 36 Anna die profetes, wat geprofeteer het rakende Jesus Christus. Daar is 'n groot verskil tussen 'n profetes en 'n ouderling, of in die Ou Testament omstandighede, tussen 'n profetes en ene wat geroep is om 'n priester te wees. As jy enige onduidelikheid het oor die rol en funksie van 'n ouderling, dan kan jy gaan kyk na ons behandeling van Handelinge 20 vers 17 en Handelinge 20 vers 28 waar ons beide na hierdie onderwerp in verwys het. Nou terwyl Paulus daar in Caesarea is, kom 'n profeet van Jerusalem af by Paulus, 'n man met die naam van Agabus, en hy kom om Paulus te waarsku oor die swaar kry wat daar vir hom wag wanneer hy in Jerusalem aankom. Interessant is dat Agabus sê dat die Jode Paulus gevange gaan neem en dat hy dan vir Paulus dat hulle dan vir Paulus aan die heidene gaan oorhandig. Met beide Jode en heidene as sy vyande dan, kan ons baie duidelik verstaan dat daar nie 'n groot groep mense is in wie Paulus sy vertroue kan stel nie. Hy weet hy gaan verraai word, hy weet nie noodwendig wie die mense is individueel wat hom gaan verraai nie. En Paulus kom nou in omstandighede waaronder heel party van ons sou begin twyfel het aan ons eie oortuiginge. Almal om Paulus, insluitende Lukas, smeek hom om weg te bly uit Jerusalem. Wat beteken dit om iemand te smeek? Smeek is nie net om mooi te vra nie, maar smeek is om aanhoudend en dringend 'n beroep op iemand te doen om sy eie standpunt te herevalueer en aan te pas by iemand anders se oortuiging. Dit is hoekom jy iemand smeek. 'n Kind wat na sy ouer toe kom en smeek vir 'n sweetie, probeer sy ouer oortuig dat dit nou 'n goeie ding sal wees om te verstaan soos hy die wêreld verstaan. Dit sal belangrik wees om nou 'n sweetie te hê. En dit is wat hierdie mense met Paulus doen. Hulle smeek hom om nie Jerusalem toe te gaan nie. En dit sluit Lukas in, dit sluit Paulus se vertrouelinge, die mense wat oor 'n lang tydperk, oor jare getrou saam met hom beweeg het, wat hom smeek. En Paulus se reaksie? Hy gee nie in nie, want hy weet wat hy doen. Soos hulle hom in die Gees gewaarsku het, word hy self ook deur die Gees gestuur. 2 maal het ons hier gesien, in Sirië en in Caesarea waarsku hulle hom deur die Gees om nie na Jerusalem te gaan nie. Maar kyk wat sê Paulus in die vorige hoofstuk, vers 22. Handelinge 20 vers 22. Hy sê, en kyk, ek gaan nou gebind deur die Gees na Jerusalem. En watter dinge my daar sal oorkom, weet ek nie. Wel, hierdie mense het vir hom gesê wat hom daar gaan oorkom. Die vraag wat kan ontstaan is die Heilige Gees in stryd met homself? Dat Paulus deur die Gees gedryf word om Jerusalem toe te gaan, maar hierdie mense vir hom by 2 verskillende plekke in die Gees sê, moenie Jerusalem toe gaan nie. Ons het hierdie standpunt al behandel, maar ek gaan dit herhaal vir duidelikheid en volledigheid. Die Gees van God is nie in stryd met homself nie. Die Gees gebruik Christene bloot, hierdie Christene om Paulus, bloot om hom te herinner dat daar swaar kry wag. Paulus moenie na Jerusalem toe gaan nie, sê hulle in hulle self, want daar wag swaar kry vir jou, sê hulle deur die Gees. Dit is die waarheid wat hulle vir hom sê. Maar wanneer hulle Paulus aanmoedig om nie te gaan nie, is hulle nie met die werk van God in gedagte besig om met hom te praat nie. Dieselfde wat ons gesien het laasweek, toe ons Matteus 16 gelees het, waar Petrus vir die Here sê, nee Here, u sal verseker nie Jerusalem toe gaan en doodgemaak word nie, en die Here vir hom sê, staan agter my Satan. En dan uiteindelik vir Petrus sê, Petrus, jy dink nie oor wat God wil hê nie, maar jy dink oor wat mense wil hê. En dit is baie dieselfde hier. Die mense wat Paulus aanmoedig om nie te gaan nie, het nie die werk van God in gedagte nie, maar die begeerte van mense wat Paulus vir hulle self wil behou. Hulle is lief vir Paulus, hulle sien die waarde van sy werk, hulle glo tot 'n sekere mate is hy onmisbaar, en daarom wil hulle hom in lewe behou.
Daarteenoor het hierdie selfde Gees Paulus gestuur om in Jerusalem uit te kom, sodat die res van God se plan in werking kan kom. Wat is die res van God se plan? Blaai na die volgende hoofstuk toe, 2 hoofstukke verder, hoofstuk 23, vers 11. Kyk wat staan daar. En die volgende nag, hierso is Paulus reeds in aanhouding, hy is reeds in hegtenis geneem in Jerusalem. Die volgende nag het die Here by Paulus gestaan en gesê, hou goeie moed, Paulus, want soos jy aangaande my in Jerusalem kragtig getuig het, so moet jy in Rome ook getuig. Wat ons hier sien, met die mense wat Paulus waarsku om nie te gaan nie, en Paulus wat gaan, en beide van hulle word deur die Gees beweeg in 'n mate, wat ons hier sien is 'n tweeledige werk van God. Die eerste deel van God se werk is op die medegelowiges om Paulus wat hom waarsku dat hy in Jerusalem gevange geneem gaan word, en dit gebeur dan ook. Maar later gaan hierdie selfde mense getuienis van Paulus hoor, wat hierdie moeilikheid in Jerusalem absoluut die moeite werd maak. Kyk wat sê Paulus in Filippense 1 vers 12 aan hierdie mense. Ek wil hê julle moet weet, broers, dat wat my oorgekom het, juis die verkondiging van die evangelie bevorder het. Dit het daarop uitgeloop dat die hele keiserlike wag en al die ander nou besef dat dit ter wille van Christus is, dat ek 'n gevangene is. Dus, die werk van God onder die mense wat Paulus waarsku, is om hulle op te stel sodat hulle later kan leer dat selfs Paulus se hardkoppigheid volgens hulle en sy swaar kry ten goeie meegewerk het. Hoe goed ken ons nie Romeine 8 vers 28 nie? God sal alles, dit wat sleg is en dit wat goed is, ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, vir die wat volgens sy raadsplan geroep is. Dis die eerste deel van die tweeledige werk van God op die mense om Paulus wat later leer, hieruit kom goeie. Dis nie dat God plan B in werking bring nie, dit was plan A. God werk net op plan A. Daar is nie 'n plan B in sy ekonomie nie. Die tweede deel van God se werk hier is op Paulus self. God leer hom dat hy Paulus as 'n mens nooit die hele prentjie sal kan sien nie. Hoor julle? As mens sal jy nooit die hele prentjie volledig sien nie. Maar dat Paulus kan vertrou en ons kan vertrou dat God se plan baie groter is as ons denke en dat indien die Gees jou dryf om iets te doen, jy getrou daaraan moet optree. Dit is nou indien dit wel die Gees is wat jou dryf. Nou, hoeveel van ons sou soos Paulus in die Gees kon deurdruk en steeds optree ten spyte van die aanbeveling van jou vriende? Watter tipe oortuiging moet jy hê om teen al die mense om jou se aansporing vas te staan as jy oortuig is dat die Here jou dryf om iets te doen wat sy koninkryk sal uitbou? En luister mooi, dit is die onderskeid. Nie wanneer mense jou waarsku omdat jy dwaas is of selfgerig is of besig is om 'n ander god in jou lewe te bou nie. Wanneer mense jou waarsku en sê hierdie plan wat jy het om God se koninkryk uit te bou is nie 'n goeie plan nie want dit kan skeefloop, so moet dit nie doen nie. Hoeveel van ons het so 'n tipe oortuiging dat jy teen al die mense om jou se aansporing sal vas staan en steeds sal doen dit wat jy moet doen om God se koninkryk te verryk? Veral wanneer hulle voorstelle jou eie goeie omstandighede in gedagte het. Goeie verwys normaalweg na aards en materieel. Jy word omring deur goed bedoelende medegelowiges wat jou wil beskerm teen jouself. En die mense gebruik die naam van die Heilige Gees om jou teen te gaan in jou planne. Om sulke raad teen te staan, neem doelgerigte fokus. En aan die einde van jou optrede gaan hulle waarskynlik vir jou sê, ek het jou gesê.
Maar dit verander niks nie. Hierdie verwys nie na hardkoppigheid van Paulus of dwaase optrede van Paulus nie. Dit verwys na God fokus. Ek gee nie om wat met my gebeur nie. Ek gee om dat die evangelie versprei. En in elk geval het Paulus die geld wat hy moet gaan aflewer in Jerusalem by hom, en die hulp van daardie geld aan die armes, die hulp wat daardie geld aan die armes gaan bied, dit maak vir Paulus die swaar kry die moeite werd. Wat is die woorde wat vroeër aangehaal is? Soos die Here gesê, dit is meer geseënd om te gee as om te ontvang. En dan vers 13. Maar Paulus het geantwoord, wat doen julle dat julle ween en my hart week maak? Want ek is bereid nie alleen om gebind te word nie, maar ook om in Jerusalem te sterwe vir die naam van die Here Jesus. Let op Paulus se antwoord. Hy begin deur hulle aan te spreek en te sê, wat doen julle dat julle ween en my hart week maak? Hoekom tree julle so op? Ek sit reeds met moeilike besluit. Dit is reeds vir my emosioneel om afskeid te neem van julle. Ek het 'n moeilike tyd agter die rug. Ek weet die Gees dring my om daar te kom en die Here het hom reeds gewaarsku dat hy gaan swaar kry in elke stad waar hy kom en hy sê, nou maak dit julle dit vir my moeiliker. Julle wys julle emosie vir my, julle wys julle liefde vir my, maar dit maak dit nie vir my maklik nie. Wat doen julle dat julle ween en my hart week maak? En dan hierdie volgende woorde, want ek is bereid. Wat is jy bereid? Kom ons stel dit minder uitdagend. Wat sal jy Christus toelaat om te doen aan jou planne? Wat sal jy hom toelaat om te doen aan jou omstandighede? Hoekom sal jy hom hierdie toelaat of nie toelaat nie? Kom ons maak Paulus se opmerking klaar. Want ek is bereid nie alleen om gebind te word nie, maar ook om in Jerusalem te sterwe vir die naam van die Here Jesus. Nou, hoekom sal iemand bereid wees om op te tree, selfs as dit kan lei na sy dood? Wat is dit wat iemand beweeg om te sê, vir die naam van die Here Jesus sal ek dit doen? Hier is 4 motiverings wat ek aan julle wil noem oor hoekom iemand so sal optree, 'n besluit sal neem wat vir hom persoonlik tot nadeel kan wees, maar vir die naam van die Here Jesus goed sal wees. Die eerste van die 4 motiverings is insig. Paulus verstaan die omstandighede. Hy begryp God se plan. En dit is wat Christene ook behoort aan te spoor. Indien jy God se plan verstaan, en mense, om God se plan te verstaan, moet jy sy woord verstaan, moet jy die vloei van die Bybel ken van begin tot einde, moet jy God se plan sien in alles wat in die geskiedenis nog gebeur het. Indien jy God se plan verstaan, indien jy die vloei van geskiedenis, dit wat agter ons is, verstaan, en die uitsprake oor die toekoms, dit wat voor ons is, as jy dit reg interpreteer, dan sal dit jou houding en jou optrede beïnvloed. En as jy met so 'n insig optree, dan sal die volgende, nommer 2 in plek kom, en dit is toewyding. Toewyding is, jy koop God se plan, want jy sien God se hand daar agter, en jy begryp die sinvolheid daarvan, omdat dit God is wat dit doen. Hoekom sal jy bereid wees om sulke toewyding te wys? Dit bring ons by die derde, vertroue.
want jy glo dat God alwetend is, jy glo dat hy almagtig is, en jy weet dat as hy jou aanspoor om iets te doen, dat jy dit kan doen bloot omdat hy is wie hy is. Verskeie kere in die Nuwe Testament lees ons hierdie 3 woorde. God is getrou. As jy insig het in sy plan, gee dit jou toewyding, en as jy met toewyding leef, is dit 'n bewys dat jy vertroue in hom het, en dit bring ons by die 4de. Dit gaan oor Christus. Jy verstaan dat Christus se naam bo alle name is, nie joune nie. Jy besef dat indien jy met alles heenwys na Christus toe, kry hy die eer, en dit is goed, want hy deel sy eer met niemand nie. So hoekom sal iemand bereid wees om so op te tree, dat dit verseker vir hom swaar kry bring, en dalk ook dood? Insig in God se plan, toewyding aan God se plan, vertroue in die God met die plan, en vir die naam van die God met hierdie plan. Vers 14. En toe hy dan nie oor te haal was nie, was ons tevrede, en het gesê, laat die wil van die Here geskied. Hulle kon Paulus nie ompraat nie. Hy was absoluut toegewy aan sy pad, want die bogenoemde 4 punte was in plek in sy denke, en dit het sy optrede bepaal. Vers 15 tot 17. En na hierdie dae het ons vir die reis klaar gemaak en na Jerusalem opgegaan, en sommige van die disippels van Caesarea het ook saam met ons gegaan, en ons by 'n sekere Nason van Cyprus gebring, 'n ou disipel, by wie ons sou tuis gaan. En toe ons in Jerusalem aankom, het die broeders ons met blydskap ontvang. Uiteindelik is die reis na Jerusalem self nou in plek, en hulle kom in Jerusalem aan, waar hulle by 'n Griekse Jood tuis gaan, en die mede-Christene hulle met blydskap ontvang. En dit bring ons by die tweede en laaste gedeelte vir vandag. Eerstens vers 1 tot 17, Paulus se aanmoediging deur Christene, en daai aanmoediging was aanvanklik, Paulus, ons moedig jou aan, moenie gaan nie, en later het hulle gesê, laat die Here se wil geskied. En dan nou, waar ons vandag begin, en dit gaan ons vir baie weke besig hou, Paulus aangeval deur geesgenote, Paulus aangemoedig deur Christene, Paulus aangeval deur geesgenote, vers 18 tot 22. En op die volgende dag het Paulus saam met ons na Jakobus se huis gegaan, en al die ouderlinge was daar teenwoordig. En nadat hy hulle gegroet het, het hy van stuk tot stuk vertel, wat God onder die heidene deur sy diens gedoen het. En toe hulle dit hoor, het hulle God verheerlik en vir hom gesê, vir Paulus gesê, jy sien broeder, hoeveel duisende Jode daar is wat gelowig geword het, en almal is yveraars van die wet. Nou, ons gaan die hele verhaal hier van vers 18 af tot en met hoofstuk 23 vers 21 gaan ons onder die volgende klompie hoofde hanteer oor die weke wat kom. Ons gaan kyk na die aanloop van hierdie aanval deur Paulus se oënskynlike geesgenote, die aanmaning, die aanleg of die plan, die aanklag, die aanname en die aanval. En vandag gaan ons net doen, die aanloop. Tot hiertoe het alles baie goed ingepas by Paulus se berekeninge. In vers 18 sien ons dat hy sê, of dat Lukas skryf, Paulus het saam met ons na Jakobus se huis gegaan en al die ouderlinge was daar teenwoordig. Paulus is daar om die geld wat deur die heidengemeentes bymekaar gemaak is, af te lewer in Jerusalem. En daarom ontmoet hy met Jakobus. Hierdie Jakobus is die broer van Jesus. Jakobus, die broer van Johannes, is reeds in Handelinge 12 doodgemaak deur Herodes. Hierdie is Jakobus, die broer van Jesus. En die ouderlinge wat daar is nie die ander apostels nie, dis die ouderlinge van die gemeente. Dis die wat aangestel is om leiding in die gemeente te gee. En dan in vers 19 sien ons Paulus gee terugvoer aan hulle
aan hierdie mense en hy sluit geen detail uit nie. Stel jou voor hoe lank Paulus se terugvoer gelei het. Kan julle onthou toe hy in die bokamer was waar die jongman uit die venster uitgeval het? Het hy in die aand begin en hy tot dagbreek toe met hulle gepraat? Dit was een enkele geleentheid om die Bybel met die mense te bespreek. Hierso staan hy voor die disippels en Jakobus en hy kan vir hulle terugvoer gee oor alles wat die afgelope tydperk op sy 3de sendingreis gebeur het, vandat hy in Antiochië weg is tot nou hier in Jerusalem. En daar staan hy het stuk vir stuk, of stuk tot stuk, hy het alles vir hulle vertel. Dit sou 'n rukkie geneem het vir hom om daai aanbieding te doen. Maar wat 'n heerlike gesprek sou dit nie gewees het nie. Want dink net aan die verbasing en die emosie wat hierdie gelowiges ervaar wanneer hulle hoor hoe God sy werk deur Paulus gedoen het. Stel jou voor, Paulus kan vandag hier inkom asof ons in Paulus se tyd of Paulus in ons tyd leef, kom ons maak dit so. En hy kom terug en hy sê vir ons, Midrand Christen gemeente, sit af julle selfone, vergeet van die kos wat gaan brand, want jy gaan nie daaroor omgee nou nie, laat ek jou vertel wat die afgelope maande met my gebeur het. En hy begin vertel, en hy sê hoe hy gestenig is, hoe hy van stad na stad gejaag is, die wonderwerke wat plaasgevind het, al die ondersteuning wat hy gekry het, die weerstand wat hy gekry het, maar bo alles, wedergeboorte. En jou hart klop met warmte, want jy ken dit. Jy weet wat dit vir jou beteken het. Jy verstaan 2 Korintiërs 5 vers 17, die oue het verbygegaan, die nuwe het gekom, en nou hoor jy van ander mense wat dieselfde beleef het, en jy word oorweldig deur God se goedheid. Paulus se storie is deurspek met alles wat ons sou verwag van 'n baie senitergende, Oscar-bekroonde produksie. Daar is 'n storielyn, daar is afwagting, daar is spanning, daar is intrige, daar is verraad, daar is boewery, daar is leuns, daar is opoffering, daar is redding, daar is oorwinning, daar is heldedade, alles en nog meer van wat jy sal verwag van die beste storie wat jy nog ooit gehoor het. Dis Paulus se terugvoering aan hierdie mense in Jerusalem. En wanneer 'n Christen so 'n verhaal hoor, wanneer iemand wat wedergebore is, so 'n verhaal hoor, sal daar noodwendig verheerliking volg. Want 'n wedergeborene verstaan tot watter mate God by so 'n verhaal betrokke moet wees, want 'n wedergeborene verstaan die hart en 'n wedergeborene verstaan sonde. Die pad is mos smal en die poort is mos nou en min is die wat dit vind. Daar is mos niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand verstandig nie, daar is niemand wat na God soek nie. Die ongeredde mens se hart is mos bedrieglik bo alle dinge. Dit is verdorwe. Wie kan dit ken? Die wedergeborenes wat na Paulus se terugvoer luister, dis wat in hulle koppe aangaan. Dis hoe die mens is, dis hoe verlorenheid lyk, dis die sonde se gevolg. Daarom, as Paulus kom met sy boodskap van redding, dan lei dit tot verheerliking en hulle sê, Here, dankie, ons verstaan dit, ons weet wat dit beteken dat die ander ook gered het. Hierdie redding, wat nou onder Jode en nie-Jode is 'n vervulling van eeueoue beloftes deur God. En dit sou hierdie Jode in Jerusalem ook baie goed verstaan het. God het lankal daaroor gepraat, dat hy hierdie werk gaan doen. So het ons byvoorbeeld gelees al in Genesis 18 vers 18. Terwyl Abraham tog sekerlik 'n groot en magtige nasie sal word, en al die nasies van die aarde in hom geseën sal word. Ook Jesaja 42 vers 6, waar Jesaja profeteer oor Christus,
Ek, die Here, het u, Christus, geroep in geregtigheid en ek vat u hand en ek behoed u en ek gee u as 'n verbond aan die volk, as 'n lig vir die nasies, om blinde oë te open, om gevangenes uit die kerker uit te lei, uit die gevangenes diegene wat in die duisternis sit. En hierdie Ou Testamentiese beloftes, en ons het net na 2 verwys, word herhaal in die Nuwe Testament, Handelinge 3 vers 25, julle is kinders van die profete en van die verbond van wat God met ons vader gesluit het, toe hy vir Abraham gesê het, en in jou saad sal al die geslagte van die aarde geseën word. En ook in Galasiërs 3 vers 14, sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. Hierdie is gedagtes wat in daai Jode se koppe sou gewees het. God het lankal beloof, die nasies gaan geseën word. Ons het nie verstaan wat dit beteken nie, maar nou in Christus weet ons wat dit is. Hierdie werk kon net deur Christus vervul word en dit het nou gebeur. Want daar is 'n aanduiding dat daar Jode is wat hulle tradisies en hulle gebruike kon agterlos ter wille van Jesus. En daarom noem die ouderlinge hier so in vers 20 aan Paulus. Hulle sê, u sien broeder, hoeveel duisende Jode daar is wat gelowig geword het en almal is ywerars van die wet. Hulle sê, daar's duisende Jode in Jerusalem wat tot geloof gekom het. En dit is besonders, want onthou dat al hierdie Jode reeds voorheen gelowiges was. Maar hulle was gelowiges in 'n ou, uitgediende sisteem, die wet van Moses, en nou het hulle gelowiges geword wat hernie is in Christus. Maar let op hierdie opmerking aan die einde van vers 20, en almal is ywerars vir die wet. Dit is net hier waar Paulus se moeilikheid in Jerusalem sy bron het. Dis die tekkie en die teer. Dis hier waar die moeilikheid is. Van 'n groep van hierdie Jode wat in die kerk in Jerusalem is die volgende waar. Romeine 10 vers 2. Paulus sê, want ek getuig van hulle, die Jode, dat hulle ywer vir God het, maar sonder kennis. As van hierdie Jode wat hierdie Christen geloof oënskynlik, moontlik aangeneem het, maar hulle het nie 'n kennis, hulle het nie insig in God se plan nie. Hulle sien nie die vloei van die Ou Testament en die Nuwe Testament in nie. Hulle het 'n ywer sonder kennis. En hoekom is dit 'n probleem? Ons lees dit in Romeine 9 vers 31. Ek gaan al 2 vertalings hierso vir jou wys, net omdat die ou vertaling moeilik is om te verstaan. Romeine 9 vers 31. Wat is die probleem met hierdie Jode wat vasklou aan die oue? Israel daarenteen het 'n wet gesoek waardeur hulle God se vryspraak sou kry. Maar by so 'n wet het hulle nie Israel wat die wet van die geregtigheid nagejaag het, die wet van die geregtigheid nie bereik het nie. Waarom? Omdat dit nie uit die geloof was nie, maar net asof dit uit die werke van die wet was, want hulle het hulle gestamp teen die steen van aanstoot. Hierdie vertaal in Afrikaans as volg. Israel daarenteen het 'n wet gesoek waardeur hulle God se vryspraak sou kon kry. Maar by so 'n wet het hulle nie uitgekom nie. Waarom kon hulle nie die vryspraak kry nie op hulle manier nie? Omdat hulle nie op die geloof wou bou nie, maar op hulle eie prestasies. Hulle wou die Ou Testament wet aanhang en sê, kyk, ons doen hierdie dinge, daarom is ons reg met God. En juist daardeur het hulle oor die struikelblok gestruikel. En die struikelblok is Christus. Dit is wat ons nou leer in ons 1 Petrus studie. Die struikelblok is Christus met die vervulling van die wet, nie Moses met die Ou Testament wet nie. Vryspraak kom nie deur die wet van Moses nie, dit kom deur die wet van Christus. Hier was 'n groep mense onder die Joodse Christene wat die wet geag het in so 'n mate dat hulle dit wou beskerm en deel maak van die evangelie. En die bewys daarvan dat die wet van Moses vir hulle swaarder weeg as die evangelie is die woorde wat ons volgende week gaan hanteer, vers 21 en 22. Kom ons lees dit net.
Die bewys daarvan die wet van Moses vir hulle swaarder geweg het as die evangelie, sien ons vers 21 en 22. Die ouderlinge sê aan Paulus, en hulle, hierdie Jode, is aangaande u, Paulus, vertel dat u, Paulus, al die Jode onder die heidene leer om van die wet van Moses afvallig te word, deur te sê dat hulle kinders nie moet besny nie en ook nie volgens die sedes moet wandel nie. Wat staan ons dan te doen, vra die ouderlinge vir Paulus. Dit is dringend nodig dat die menigte Jode bymekaar kom, want hulle sal hoor dat u gekom het, Paulus, en dan is daar chaos in Jerusalem. Daarna kyk ons volgende week. So wat is dan die antwoord op die vraag waarmee ons begin het? Die vraag is, as jy weet dat jou optrede tot baie swaar kry kan aanleiding gee vir jouself en dalk ook vir ander mense, moet 'n Christen steeds optree volgens sy oortuiging en sy opdrag? Nou, daar's baie voorbeelde in die geskiedenis waar mense in 'n nie-Christen konteks juis so opgetree het dat dit tot hulle eie nadeel en die nadeel van ander mense is, maar uiteindelik goeie gevolge. Hierdie mense in 'n nie-Christen konteks in die geskiedenis het besluite geneem wat hulle geweet het nie net swaar kry gaan bring nie, maar dood en verwoesting. Die langste veldslag in die Eerste Wêreldoorlog was die veldslag van Verdun, wat gevoer was tussen die Franse soldate en 'n Duitse mag. Hierdie enkele veldslag het geduur van 21 Februarie 1916 tot 18 Desember 1916. Een enkele veldslag. Die Franse het geweet wat die Duitsers beplan en steeds het die generaals hulle soldate gestuur om weerstand te bied. Die gevolg was 'n 300 dae lange geveg met 'n lewenskoste van 714.231 mense. Ten spyte daarvan dat die generaals geweet het dat daar nog meer lewens geëis gaan word, het hulle 'n soortgelyke besluit geneem op 1 Julie 1916 en nog 'n veldslag goedgekeur. Die veldslag van die Somme, wat geduur het van 1 Julie tot 18 November. Op die eerste dag alleen van die veldslag van die Somme het daar 57.470 Britse soldate gesterf. Stel jou voor, mense, 57.000 van jou eie mense op een dag dood en hulle het geweet waarna hulle ingaan. Aan die einde van die veldslag van die Somme was daar 'n minimum van 968.000 mense dood. Tot vandag toe verskil mense oor die nodigheid van hierdie tweede veldslag, oor die belang daarvan en oor die impak daarvan. Sommige sê dit was nie nodig nie, ander sê dit was nodig. Een saak staan vas. Beide Verdun en Somme het daartoe bygedra dat Duitsland uiteindelik oorwin is aan die einde van die oorlog. Ons het 'n Afrikaanse spreekwoord wat hierdie opsom: die doel heilig die middele. Anders gestel, wat jy wil bereik word beïnvloed, of kom ek sê so, wat jy wil bereik beïnvloed die prys wat jy bereid is om te betaal. Wat jy wil bereik beïnvloed die prys wat jy bereid is om te betaal. God se doel is om mense te red en toegang te gee tot die koninkryk van die hemele. Paulus was bloot een van die middele. Die prys wat 'n Christen betaal is uiteindelik irrelevant, want ons veg nie 'n konvensionele oorlog nie. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die duisternis van hierdie eeu, teen die bose magte in die lig. En die prys
Wanneer hierdie stryd gewen word, is die ewige lewe saam met God. Die lewe is ewig in die hemele. Op aarde gaan dit verby. Daarom was Paulus bereid om die prys te betaal. Paulus was een van die middele wat die doel heilig. Wat van jou? Verstaan jy die doel? Verstaan jy jou rol as Christen om hierdie doel tot uitvoer te bring? Het jy insig en toewyding en vertroue? En die belangrikste van alles, gaan dit vir jou om Christus alleen. Here, dit is 'n groot uitdaging vir ons hier in 2016. 100 jaar na hierdie veldslag, iets wat ons nooit in ons gevoel het nie. Dit is 'n groot uitdaging vir ons hier in 2016 in die voorspoed waarin ons leef, in die gemak, in die ondersteuning, om te dink in terme van die doel en dat ons middele is om ander tot hierdie doel te bring. Die van ons wat hier reeds ken, is reeds daar. Ons leef nou slegs hierdie oorblywende tyd op aarde uit en ons spoed na die ewige toekoms saam met God. Maar om ons is daar mense wat U nie liefhet nie, wat nie lewe dat hulle U liefhet nie, wat 'n vals God aanhang, wat 'n vals getuienis van geloof het. Here, mag ons besef dat ons lewe op aarde is nie die fokus nie, maar dat ons hier 'n verskil kan maak, wanneer ons die evangelie van redding aan die bring, wat U nie werklik ken nie. Mag ons getrou gevind word. Amen.